Welkom terug by die groot ontbyt. Nou ja, vanoggend gesels ons met Johan Botjes van PSG Pretoria Oos. Is jy een van daai mense wat glo dat kontant koning kraai? Hy gaan vir ons vertel of ons dit mag glo of nie. Johan, goeiemôre. Welkom. Môre, julle is lekker om hier te wees. Hoekom dink jy voel baie beleggers dat kontant koning is? Ja, ek dink dis iets wat ons al baie gehoor het en ek dink dit is omdat dit 'n relatiewe veilige belegging is. Ek dink daar's min wisselvalligheid in dit. En dan ook jy kan jou uitkomste beplan. So as jy geld in die bank het en jy het 'n vaste rentekoers wat jy kry of 'n rentekoers wat daaraan gekoppel is, dan is dit relatief maklik om jou uitkomste op die kort termyn te kan bepaal. Lae risiko. Lae risiko, so ek dink mense hou van dit. Mense, dit vat al die onsekerheid weg. Jy weet wat jy nou insit, jy weet met 'n relatiewe sekerheid wat dit die einde van die jaar gaan wees. Ja. So ek dink dis hoekom mense van kontant hou. Ja. Goed, maar beleggers is dan net gedeeltelik reg as hulle dit so sê, maar dit is ook nie heeltemal verkeerd nie. Ja, dit is verseker so. So ek dink kontant kan wel koning wees, maar slegs vir 'n beperkte gedeelte van jou totale portefeulje. Ek meen kontant kan nie 'n langtermynstrategie wees nie. En ons het al baie daaroor gepraat. Hoekom sê ons so? Want jy gaan na alle waarskynlikheid gaan jou nabelaste opbrengs op kontant gaan laer as inflasiekoers wees. So jy gaan al veilig voel, maar jy gaan eintlik op die langtermyn gaan jou nabelaste opbrengskoers nie hoog genoeg wees nie, so jy gaan eintlik 'n bietjie agteruit boer. Jy gaan net red hou met inflasie oor die langtermyn. O genade. Ja. Ons hou nie van agteruit boer nie, Johan. Nee. Wat is dit? Nee, definitief. So as beleggers dan nou rente kan kry op hulle beleggings, né? Ja. Baie lekker. Ja. Maar daar moet seker belastingverligting wees wat dit betref. Ja, daar is, maar dis baie beperkte belastingverligting ook. So as jy onder 65 is, dan sit dan so R23.800 se die eerste rente wat vrygestel is. En bo 65 is dit so R34.500. So dis nie verskriklik baie nie. So enige belegger wat deur die loop van 'n jaar so R250.000 min of meer in jou bankrekening het of ergens in 'n kontant belegging het, loop definitief die risiko om addisionele belasting in te betaal. Sure. So dan voel jy veilig, want dan kom jy belastingaanslag aan die einde van die jaar en dan moet jy weer 'n klomp van daai renteopbrengs moet jy weer terugbetaal aan belasting. En onthou altyd ook net as jy nog skuld het, is dit ook baie beter om eerder skuld af te betaal as wat jy kontant in die bank of in 'n belegging opbou. Ja. So definitief ja. Maar hoe besluit jy dan nou binne in jou beleggingsportefeulje hoe groot persentasie daarvan moet dan wel kontant wees? Ja, ek dink dit is nodig dat jy bietjie van 'n persoonlike begroting of kontantvloei opstel. So jy moet probeer bepaal watter kontant gaan jy oor die korttermyn nodig hê, sê tot 'n maksimum van 3 jaar. En dan kan jy daai gedeelte van die kontant kan jy apart hou, dalk in kontant hou of in kontantinstrumente hou, maar vir die res moet jy definitief bietjie meer risiko loop, bietjie meer markblootstelling vat ten einde hoër opbrengskoers oor die langtermyn te kry. Hoe gereeld, Johan? Hoe gereeld moet ek so 'n evaluering doen om te kyk dat my kontant en al die dinge nog in plek is? Ek dink dis 'n deurlopende proses. Ek dink nie jy moet sê hoorie dis net eenmal jy doen dit net Desember maande of tweemaal 'n jaar of wat ook al nie. Ek dink dis 'n deurlopende proses. Soos wat jou omstandighede verander, jou inkomstebehoeftes verander, so pas jy dit aan. Soos wat goed in die mark verander. Ek meen rentekoerse kan verander soos wat ons nou weer in 'n dalende rentekoersiklus waarskynlik is. Gaan kontant minder aantreklik wees. So as so iets gebeur, as jy nou weet rentekoerse gaan nog verder daal na die einde van die jaar se kant toe, dan moet jy definitief na jou goed kyk en waarskynlik dan minder kontant hou. Dalk eerder meer gereeld as minder gereeld. Definitief ja. Ja, verseker eerder meer gereeld ja. Hoor jy? Johan, ons het verlede week vinnig gekyk na die PSG Wealth Preserver Fonds van Fondse. Verduidelik net geweer wat dit is. Ja, net weer 'n fonds van fondse is maar 'n mandjie van verskillende onderliggende fondse wat ons saam sit om 'n spesifieke uitkoms of doelwit te bereik. Nou die preserver fonds van ons is presies maar wat die woord sê, hy beskerm geld, so hy is daar vir mense wat kontant bietjie wil uitpresteer, maar wat nie regtig baie risiko wil vat nie. So dis die hele doel van hom en bestaan uit 8 onderliggende fondse. Sure. Ja. Ek nou net die naam ook reg kry, PSG Wealth Preserver Fonds van Fonds. Okay, Ja. so wat was die opbrengs die afgelope tyd? Ja, die opbrengs was nogal redelik goed geweest. As jy mens hier na die grafiek kyk, dit is van 1 Junie 2009 af, dit so 1 Junie 2009. So dis 'n redelike lang tydperk. Was sy opbrengs per jaar 9.3% na kostes
En ek dink as jy mens gaan kyk ook wat rentekoerse oor daai tyd was, het hy nog het 'n rente na kostes mooi geklop en ook baie min wisselvalligheid. Jy weet ons sien maar daar die enigste groot afname daar was COVID geweest, toe alles maar tydelik geval het, maar vinnig weer herstel het. So maar dit is dis 'n lekker opbrengs wat jy kry wat kontant klop oor tyd met min wisselvalligheid. Ek dink dis wat enige persoon wil sien, daai bestendige groei, nee Johan. Ja, definitief ja. Hoe lyk die bateallokasie van hierdie fonds van fondse? Ja, baie belangrik omdat hy 'n konservatiewe fonds is hy omtrent so 65% in kontant en kontantinstrumente. Om vir jou daai sekerheid te gee oor die langtermyn en dan ook omtrent so 30% genoteerde aandele blootstelling en dan die res is maar genoteerde eiendomsblootstelling wat ons het in die fonds. Ja, so is 'n baie konservatiewe fonds, ja. Johan, dit maak my hart bly as jy sê 'n konservatiewe fonds, want daar is mense wat voel, weet jy wat, ek wil nie hoë risiko nie. Ja. En dan is dit lekker om te sien, maar oor 'n tydperk is daar geweldige groei wat plaasvind. Ek wil net weet, baie ouens sê as jy belê, moet dit nou nie net oor 'n kort tydperk wees nie, want ons is geneig om te sê, weet jy wat, ek het nou vir 'n jaar belê en nee, ek sien nie die groei nie, so ek wil onttrek en jy moet nie eintlik so kyk daarna nie. Nee, ek dink jy moet langtermyn daarna kyk en dit is hoekom jy moet jou begroting en kontantvloei is so belangrik, want jy moet eintlik al jou spaargeld of al jou ekstra geld wat jy het, wat jy waarskynlik nie gaan gebruik op die kort termyn nie, moet jy of skuld betaal of in 'n belegging gaan sit wat jy met redelike sekerheid kan sê jy gaan inflasie na belasting klop, ja. Ek dink dis die belangrike ding en ek dink dis omtrent die grootste fout wat mense maak, hulle sit in 'n kontantbelegging en hulle daai ek wil amper sê daai valse gevoel van veiligheid wat jy het, dat jy opbrengs kry met min wisselvalligheid, maar oor tyd is jou nabelaste opbrengskoers nie genoeg om met inflasie tred te hou nie. En soos jy sê, hierdie het nog steeds daai kontantbate allokasie in, Ja, maar hy word net gemeng met 'n paar ander goederes wat 'n baie beter resultaat op die langtermyn het as wat jy net op kontant fokus, nee. Definitief. En presies dieselfde voordele ook as kontant, geld is direk beskikbaar, is nie vas vir 'n bepaalde termyn nie. Niemand gaan ooit vir jou sê jy kan nie jou geld kry nie, daar's nie likwiditeit nie. So hier is genoeg likwiditeit in die fonds die hele tyd. So as jy jou geld nodig het, kan jy dit direk opvra enige tyd, ja. Is toegang tot hierdie oplossing, hierdie fonds, PSG Wealth Fonds van fondse, dat ek elke keer net daai naam reg kry, is dit eksklusief vir PSG kliënte? Ja, nee, dit is ongelukkig, ja, net vir PSG kliënte omdat ons 'n baie unieke en voordelige kostestruktuur rondom dit het ook. So as jy nou gaan kyk net weer terug na die beginsel toe van 'n fonds van fonds wat uit hierdie fonds spesifiek wat uit die 8 onderliggende fondse bestaan, jy kan nie daai 8 onderliggende fondse alleen gaan koop goedkoper as wat die mandjie is nie. So daai samestelling in die mandjie is goedkoper as die koste van die totaal van die 8. So ja. Johan, ek weet mense makelaar of jou finansiële adviseur en so aan, as jy hulle sien as dit een keer 'n jaar kom loer hulle by jou in en miskien as daar tyd is 2 keer 'n jaar. So as jy sê mense het vrye toegang tot hierdie, is dit net om vir Johan te skakel en sê Johan, hoe lyk my beleggingsportefeulje of het jy toegang byvoorbeeld aanlyn ook? Ja, definitief. Hulle kan ons enige tyd kontak. Ek dink die maklikste is net om 'n e-pos te stuur na groot@psg.co.za. En ons sal graag hulle dan kontak en met hulle verbinding wees. En as julle in die omgewing is, ons kantore is hier in Lynnwood Bridge, is julle welkom om te kom inloer. Maak 'n draai by die groot ontbyt en by PSG. Definitief, ja. Sê net gou vir my, so as hierdie nou 'n konservatiewe fonds is wat ook kontant binne hom het, is daar ander fondse wat dalk bietjie minder konservatief is, maar wat jy ook kontant in mee kan belê. Daar is seker ander opsies ook, definitief. Nee? So ons het vir elke spesifieke doelstelling of moontlike uitkoms het ons 'n mandjie wat ons saamstel vir kliënte. Ekskuus tog. En so dit gaan van baie kontant tot omtrent geen kontant nie. So as ons regtig weet van mense wat sê oor hulle het nie enige korttermyn inkomstebehoeftes nie, hulle wil net langtermyn kapitaal groei hê, dan gaan ons hulle waarskynlik in 'n fonds sit wat min kontant het of geen kontant het nie en 100% aandele blootstelling het. Sure, daar's baie opsies. Ja, definitief, ja. Ja, Johan, baie dankie vir jou tyd vanoggend en dankie vir daai goeie inligting en raad. So kontant is koning, maar kontant
Is ook nie altyd koning nie. Dit is so 'n Beperkte goeie koning. kombinasie van daardie Die twee. koning moet deur die regte finansiële adviseur bestuur word. Presies. Nou ja, Johan Botjes wat daar vir ons dan nou meer inligting gaan gee en as jy kontak wil maak, groot@psg.co.za soos Johan daardeur gegee het vir ons.